Hallo, goeiedag. KFV hondjie hier en ek is hier om jou te vertel hoe jy 100% seker kan wees dat jy hemel toe gaan of die ewige lewe het, want almal gaan eendag sterf en dit is regtig 'n goeie gevoel om in jou hart te hê dat jy nie met enige slegte gevolge hoef te deel nadat jy dood is nie. So sê vir my, is jy 100% seker dat wanneer jy sterf, jy hemel toe gaan? Is jy 100% seker? Want sommige mense sal sê, jy weet, ek is daarom so half seker, ek hoop so, ek dink so, ek is maar 'n goeie mens, ek is nogal 'n goeie persoon. Dis wat die meeste mense sou sê. So ek vra net, is jy 100%, nie 80, nie 98, maar 100% seker dat wanneer jy sterf, jy hemel toe gaan? Is jy 100% seker? Wel, het jy geweet, die Bybel sê vir ons dat ons 100% seker kan wees. So, sonder om verder tyd te mors, sê dit in Romeine 3:23, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Niemand is perfek nie. Ek, jy en selfs jou ouma maak foute. Ons almal sondig of doen iets verkeerd, soos om te lieg of 'n lelike woord te sê. Almal kom tekort aan die heerlikheid van God. Romeine 3 vers 23 sê die loon van die sonde is die dood. Omdat ons almal sondig, gaan ons almal eendag sterf. Dis nie 'n gelukkige gedagte nie, maar almal het 'n verjaarsdag en 'n sterfdag. Die Bybel sê daar is ook 'n tweede dood waar die dood en die hel in die poel van vuur gegooi word. Ek wil nie hê iemand moet na die poel van vuur gaan nie. Die eerste dood is jou liggaam wat sterf. Die tweede is die geestelike dood. Openbaring 21 vers 8 sê: Leenaars se deel is die poel van vuur en swaal. Dit is die tweede dood. So jy sien, dit sê daar alle leenaars. So selfs as jy net een leuen vertel, maak dit jou 'n leenaar, my vriend. In Openbaring 21 vers 27, waar dit oor hemel gaan, staan daar: En niks wat onrein maak of gruwel doen of leuen vertel, sal ooit daarin ingaan nie. Eusien. So een leuen sorg dat jy uit die hemel uitgeskop word, want die hemel is 'n volmaakte plek en as jy een leuen vertel het, is jy nie volmaak nie. So jy kan sien hoe almal tekort skiet. Soos daardie vers sê, ons almal skiet tekort aan die heerlikheid van God. Wel, dit is 'n probleem, want God het ons lief. Hy wil nie hê ons moet na die poel van vuur toe gaan nie. Weet jy wat hy gedoen het? Hy het iets gedoen. Dit sê in Romeine 5 vers 8, God bewys sy liefde vir ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. So, wie is hierdie Christus? Wie is hierdie Jesus Christus waarvan jy hoor of dalk nog nooit van gehoor het nie? Wie is hy? Wel, dit is wat ek hier is om te verduidelik. So, in die heel begin was daar, jy weet, toe God die hele wêreld geskep het, het hy Adam en Eva gemaak. In Genesis 1 vers 27 staan daar: So het God die mens geskep na sy eie beeld. Na die beeld van God het hy hom geskep. Man en vrou het hy hulle geskep. Toe gee hy vir hulle een reël, net een: Moet nie van daardie boom daar eet nie. Dit is in Genesis 3 vers 1 waar hulle die reël oortree het. Daar staan: Nou was die slang listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het, en hy sê vir die vrou: Het God werklik gesê, julle mag nie van elke boom in die tuin eet nie? En in Genesis 3 vers 6 staan daar: En toe die vrou sien dat die boom goed was om van te eet, en dat dit 'n lus was vir die oë, en 'n boom wat begeerlik was om wysheid te verkry, neem sy van die vrug en eet, en sy gee ook vir haar man by haar, en hy eet. So, daar was die eerste sonde. En hierdie Adam en Eva paar, hulle het kinders gehad, jy weet, en hulle het kinders gehad, en hulle kinders het weer kinders gehad, en so het dit aangehou en aangehou en aangehou. En dit is presies hoekom ons in hierdie situasie is. Dit staan in Romeine 5 vers 12, daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld gekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring, omdat almal gesondig het. So, omdat ons van Adam en Eva afkom, sondig ons almal, elkeen van ons. Ons almal skiet tekort. En in Genesis 3 vers 15 het God 'n belofte gegee. Hy het gesê: En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, hy praat daar met die slang, en tussen jou nageslag en haar nageslag. Hy sal jou kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. So dit is die eerste profesie van Jesus wat ons in die Bybel sien. God het beloof dat daar iemand sou wees om die verkeerde reg te stel, sommer van die begin af. Nou, so ongeveer 2200 jaar later, raai wie daag op?
Jesaja in die Bybel, en hy profeteer oor die maagdelike geboorte. Dit staan in Jesaja 7 vers 14. Daarom sal die Here self julle 'n teken gee. Kyk, 'n maagd sal swanger word en 'n seun baar, en sy sal hom Immanuel noem. Ohoho. So dit was 3200 jaar na die heel eerste profesie. En weet jy wat het toe gebeur? Na 700 jaar die profesie waar geword. Is love. Jesus is gebore. Ek weet nie of jy al van Kersfees gehoor het nie, maar dis wanneer baie mense reg oor die wêreld die geboorte van Jesus vier. So in Lukas 1:35 staan daar, en die engel het geantwoord en vir haar gesê, die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom sal die Heilige wat uit jou gebore word, die Seun van God genoem word. Omdat hy geen aardse vader gehad het nie, is hy die seun van God. Dus hy in die stad van Dawid gebore, net soos die profesie in Jesaja gesê het, in Bethlehem. Toe het engele aan die herders verskyn. In Lukas 2:11 staan daar, en die engel sê vir hulle, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie boodskap van groot blydskap, wat vir die hele volk sal wees. Want vandag is daar vir julle in die stad van Dawid 'n verlosser gebore, wat Christus die Here is. So al hierdie tyd het verbygegaan, en uiteindelik is Jesus gebore. En soos Jesus groot geword het, was hy vol krag. In Lukas 2:40 staan daar, en die kind het gegroei en sterk geword in gees, sterk, gevul met wysheid, en die genade van God was op hom. Hy was dus spesiaal, natuurlik. Hy was God en hy was mens. Hy was volkome mens, volkome God. En so het Jesus uiteindelik begin om wonderwerke te doen. In Matteus 15:30-31 staan daar, en groot menigtes het na hom gekom, en hulle het die wat krepeel, blind, stom, vermink en baie ander was, saamgebring, en hulle voor Jesus se voete neergegooi, en hy het hulle gesond gemaak, sodat die skare verwonderd was, toe hulle sien dat die stommes praat, die verminktes gesond word, die krepeles loop, en die blindes sien, en hulle die God van Israel verheerlik. En toe sê die Bybel, dat hy op die water geloop het. Hy het selfs mense uit die dood opgewek. Allerhande wonderlike dinge. Toe het die geestelike leiers van daardie tyd baie jaloers op Jesus geword. Jesus het selfs daarvan voorspel. In Markus 8:31 staan daar, en hy het begin om hulle te leer dat die Seun van die mens baie dinge moet ly en verwerp moet word deur die ouerlinge en die owerpriesters en skrifgeleerdes en gedood moet word en na 3 dae weer opstaan. So hy het dit voorspel, en hulle het wel beplan om hom dood te maak. In Matteus 12:14 staan daar, toe die Fariseërs uitgegaan en raak gehou teen hom, hoe hulle hom kon ombring. So hulle was, uiteindelik het hulle Jesus geneem om hom te laat kruisig. Hulle het 'n groot groep mense saamgeroep om Jesus te help veroordeel. En hulle het toestemming gevra om vir Jesus dood te maak. So dit is wat gebeur het. Hulle het almal bymekaar gepin. Hulle het hom gekruisig, en uiteindelik het Jesus aan daardie kruis gesterf. Ja, 'n hartseer dag. En nadat hy gesterf het, het sommige mense 3 dae later na sy graf toe gekom. Maar hulle was verstom. Hulle het gevind, Jesus was weg en 'n engel was daar. In Lukas 24 vers 6-7 sê die engel, hy is nie hier nie, maar het opgestaan. Onthou julle hoe hy met julle gepraat het toe hy nog in Galilea was en gesê het, die Seun van die mens moet oorgelewer word in die hande van sondige mense en gekruisig word en op die 3de dag weer opstaan. So het hy weer uit die dood opgestaan. Onthou dus net, die straf vir sonde om verkeerde dinge te doen is die dood. En daar's 'n tweede dood wat die hel in die poel van vuur is. Daar's geen ontsnapping daarvan nie. Ek vertel dit sodat jy nie daarin gaan nie. Ons is almal sondaars en verdien die hel, maar God het ons lief. Romeine 5 vers 8 sê, God bewys sy liefde vir ons deurdat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. So Jesus het nie net aan die kruis gesterf nie. Hy het vir ons sondes betaal met sy dood, sy offer. Hy het 'n volmaakte lewe geleef. Hy het nooit gesondig nie. 2 Korintiërs 5 vers 21 sê, hy wat geen sonde geken het nie, is sonde vir ons gemaak, sodat ons die geregtigheid van God in hom kan wees. En in 1 Petrus 2:24 staan daar, hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. So hy het ons sondes in sy eie liggaam aan die kruis gedra. My sondes, jou sondes, almal se sondes, jou verlede sondes, jou toekomstige sondes, al die sondes was daardie dag op sy liggaam. Dit was God en mens. Dit was volmaak. Jou sonde is daar en dan betaal. En in Hebreërs 2 vers 9 staan daar, dat hy, deur die genade van God, die dood vir elke mens sou smaak.
En in Kolossense 2:14 staan daar, hy die skuldbrief teen ons met sy insettinge uitgedelg. So het hy dit uitgedelg. Soos in 'n wedloop het hy dit uitgewis. Die insettinge teen ons, daar's 'n lang lys van dinge wat ons nie mag doen nie. Dis 'n lang lys om sondes en daar is 'n insetting teen ons. So al jou oortredings is daarop. Hy delg dit uit en wis dit uit. Kolossense 2:14 sê, hy het die handskrif van insettinge wat teen ons was uitgedelg en verwyder deur dit aan die kruis te spyker. So, al jou sondes is daardie dag aan die kruis vasgespyker. Maar nie almal gaan hemel toe nie en nie almal gaan hel toe nie. Die Bybel sê daar's een ding wat almal moet doen. Dit sê, en hy het hulle uitgelei en gesê, meneere, wat moet ek doen om gered te word? Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, saam met jou huis. Handelinge 16:30, nie net deur 'n goeie mens te wees nie. Dit sê nie gaan kerk toe nie. Dit sê nie bekeer jou van jou sondes of draai weg van slegte dinge nie. Dit sê nie hou op vloek nie. Dit sê nie gee geld aan die armes. Dit sê nie al hierdie binne nie. Dit sê nie word gedoop of ander dinge nie. Dit sê glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy in jou huis. Jy sien, sommige mense glo aan hulle goeie werke. Sommige mense glo in 'n valse god, soos Allah of Boeddha of die heelal. Ek hoor dit baie, die heelal. Dit sê glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. So jy moet in hom glo en dan sal jy gered word. As ek vir jou sê ek gaan hemel toe omdat ek so 'n goeie mens is, dan glo ek in myself. Ek glo in myself, maar as ek vir jou sê ek gaan hemel toe omdat Jesus so goed is, Jesus het vir my sondeskuld betaal oor sy goedheid, dis die prentjie hier. Ek glo nie in my eie geregtigheid nie. Jy weet, die Bybel sê ons geregtigheid is soos vuil lappe. 'n Vuil, vieslike lap. Dis so goed soos wat ons is. So wanneer jy by die hemel se deur kom, moenie probeer om vir hulle 'n vuil lap te gee nie. Sê nie, ek het in Jesus en sy betaling vir my sondes geglo. Dis wat my geregtigheid gee. Dis wat my toelaat om hemel toe te gaan, om reg te wees met die Here. So dit sê dit verskeie kere. Ons gaan nie oor almal nie, maar dit sê wel. Want uit genade is jy gered deur geloof. Dit kom nie uit jouself nie. Dit is 'n gawe van God, nie uit werke nie, sodat niemand roem nie. Genade is iets wat jy nie verdien nie en jy word deur geloof gered. Geloof is wat jy gee. So want uit genade is jy gered deur geloof. Jy verdien dit dus nie en jy word gered deur wat jy glo. Nie uit jouself nie, dit is God se gawe, nie uit die werke nie, sodat niemand kan roem nie. Okay, so daar's mense daar buite wat sal sê, "O, ek het vir jou 'n present gekry." Daar's altyd 'n vangplek. 'n Wedwerfballon vir 'n gratis geskenk, maar vra geld. As jy betaal, is dit nie meer 'n geskenk nie. Die ondag wat jy enigiets moet doen, is dit nie meer 'n geskenk nie. As ek vir jou sê, hoorie, ek gee vir jou hierdie Bybel, maar jy moet vir my R5 gee, is dit 'n geskenk? Nee, of hoe? As ek sê ek gee vir jou hierdie Bybel, dis 'n geskenk, maar jy mag nie meer vloek nie. Geen lelike woorde nie. Is dit 'n geskenk? Nee, want jy moet dit verdien of werk lees daarvoor. En die Bybel sê dit is 'n gratis geskenk. Gratis geskenk. Soos wanneer iemand vir jou 'n geskenk gee, vat jy dit net, jy ontvang dit en sê dankie. En dit is basies al wat jy hoef te doen vir verlossing. Dis 'n gratis geskenk omdat God jou liefhet. En hierdie Bybel sê soveel keer dat dit net deur in Jesus te glo is. Dis die enigste manier. So dit sê dit is nie uit werke nie, sodat niemand kan spog nie. As ek eendag hemel toe gaan, kan ek nie sê ek is hier omdat ek iets goeds gedoen het nie. Ek is hier omdat Jesus vir my plek betaal het. Jesus het in my plek gesterf. Dis die enigste manier om hemel toe te gaan. Ek is nie goed genoeg nie, hy is nie perfek nie. Jesus was perfek. Romeine 4:5 sê, vir wie nie werk nie, maar glo in hom wat die goddelose regverdig, word sy geloof as geregtigheid gereken. Dus sy geloof word tot geregtigheid gereken. Jy hoef nie te werk nie, dit sê, maar aan hom wat nie werk nie, so jy hoef nie goeie werke te doen nie. En om op te hou sondig is trouwens 'n goeie werk. Dit staan so in Jona 3:10. So God het hulle werke gesien. Dat hulle van hulle bose wie af wegdraai, so dit word werk genoem. Om van jou verkeerde pad af weg te draai, dit is werk. En dit is nie nodig nie. Om hemel toe te gaan, moet jy net in Jesus glo. Dis al. So staan daar in Johannes 3:16, want God het
die wêreld so lief gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dis 'n baie bekende vers, en dit sê dat wie ook al in Jesus glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Hoe lank is ewigheid dan? Vir altyd? So, sodra jy die geskenk het, is dit vir altyd joune. Okay, as ek sê, hey, ek gee vir jou 'n geskenk, hierdie Bybel, dis joune. Jy kan dit hê, dis 'n geskenk. Maar dan maak jy my kwaad en ek vat dit terug. Dit was nie 'n geskenk nie, maar 'n transaksie. Die geskenk is ewige lewe, nie weekliks nie, so dis vir altyd joune. Johannes sê, almal wat hom aanneem, kry die reg om te word immers van God, selfs van hulle wat in sy naam glo. Sien, die Bybel sê aanhoudend, dis glo, dis net deur te glo. Dit is net deur in Jesus te glo en dit sou jy die seun van God kan word. Soos jy dit in Johannes 3 vers 3, Jesus het geantwoord en vir hom gesê, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Onthou jy die eerste en tweede dood? Wel, daar is ook 'n eerste en tweede geboorte. Die eerste is fisies en die tweede geestelik. Net soos jou ma al die werk met jou geboorte gedoen het, hoef jy nie vir die tweede een te werk nie. Hy was net daar en toe is jy uit en dan is jy in die familie. Dieselfde geld met die ander een. So hy het al die werk gedoen en jy kan sê jy is weergebore in 'n oomblik. En 'n kind, reg, sodra jy in die familie is jy in die familie. Jy kan nie ongebore wees nie, jy kan nie weer ongebore raak nie. Ek sien dit nie so nie. Dis nogal snaaks om te sê, sodra jy gebore is jy altyd deel van die familie. Maar pa, ek haat julle. Ek gaan so ver moontlik weghardloop en julle sal my nooit weer sien nie. Ek hou nie van julle of julle reëls nie en wil nie praat nie. Tog bly jy God se kind. Jy kan sê, God, ek hou nie van u nie en gaan my eie pad. Maar ongeag hoe ver jy gaan, jy bly deel van God se familie. Zeg, jou siel is versete. Jou naam is vir altyd in die boek van die lewe geskryf. Sodra jy gered is jy altyd gered. En dit gaan ook daaroor, jy weet, ons kan nie net maak soos ons wil nadat ons gered is nie. Jy weet, ons kan dit nie net gebruik as 'n lisensie om te doen wat ons wil nie. Ons wil goeie dinge doen nadat ons gered is. Jy weet, dit sê in Hebreërs 12 vers 6 en 8, dit sê, want wie die Here liefhet, tugtig hy, en hy kastei elke seun wat hy aanneem. So hy tugtig. Dis soos om gestraf te word, en kastei beteken om 'n pak slaag te kry. So dit sê, as julle die tugtiging verdra, behandel God julle soos seuns, want watter seun is daar wat die Vader nie tugtig nie? Maar as julle sonder tugtiging is, waarvan almal beelagtig geword het, dan is julle buiteegtelik en nie seuns nie. So wat ek probeer sê is, as die Here jou liefhet, gaan hy jou straf as die slegte dinge jy op aarde doen. So as ek nou 'n winkel toe sou gaan en ek weet nie, probeer om iets waardevols te steel nie, God sal my op hierdie aarde straf. Hy sou sorg dat ek daarvoor tronk toe gaan, jy weet. Soos God sou seker maak ek dra die gevolge van my dade hier op aarde. Maar ek kan nooit ooit die straf van die hel of die poel van vuur ly nie, want Jesus het vir al my sondes betaal. So hy sal ons hier op aarde straf. Terwyl ons lewe, ons kan nie regtig met enigiets wegkom as ons eers God se seuns en dogters is nie. Maar ek sê, as ons weergebore is, sal God met ons as sy eie kinders handel. So ons wil nie sommer net maak soos ons wil nie. Maar in elk geval, dit sê wel dat as jy met jou mond die Here Jesus bely en in jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, jy gered sal word. Want met die hart glo 'n mens tot geregtigheid en met die mond word belydenis tot redding gemaak. So dit is eenvoudig, jy glo in jou hart, jy sê dit met jou mond, dis hoe jy redding ontvang, dis dit, jy glo en jy sê dit hardop. Dis wat daar staan in Romeine 10 vers 9 en 10. En dan sê dit, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. So jy kan jou naam daarin sit voor. As jy die naam van die Here aanroep, sal jy gered word. Of as ek die naam van die Here aanroep, sal ek gered word. Dit in Romeine 10 vers 9 en 13. So wat ek probeer sê is, al wat jy hoef te doen is om die Here aan te roep vir redding en hy sal jou red. Dis 'n eenvoudige gebed. Dis nie soos 'n towergebed of spesiale woorde wat bymekaar gesit is nie. Dis net jy met jou hele hart wat uit die diepte van jou siel vir God sê, om te sê, ek weet ek is 'n sondaar en ek glo dat u gesterf het en weer opgestaan het. U het die prys betaal, Jesus, vir my sondes, sodat ek nie na die poel van vuur hoef te gaan nie. U het die prys betaal, sodat ek die gawe van ewige lewe kan hê. Jesus red my en gee vir my die gratis gawe van ewige lewe, neem my hemel toe as ek sterf. Amen.
So as jy glo dat as jy iets in daardie lyn met jou hele hart vir God gesê het, hy jou sal red, baie geluk. As jy dit vandag met jou hele hart gesê het, dan is dit jou geestelike verjaarsdag. Gelukkige verjaarsdag. Sien, nou het jy 2 verjaarsdae, so jy kry seker meer koek. Maar ernstig, gelukkige verjaarsdag. Dit sê die engele juig in die hemel en jy kan dit nie verloor nie. Dit sê, voorwaar, voorwaar, ek sê vir julle, wie my woord hoor en glo in hom wat my gestuur het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. So, wat moet verder? Ek sou sê, lees die Bybel. Ek hou van die KJV, dit is eeuwelang onveranderd, anders as die teenstrydighede in ander vertalings. Ek gaan nie eers daarop ingaan nie, die King James, dis wat dit is. As jy 'n ander taal het, wys ek dit hier op die skerm. Dis 'n goeie Bybel om in jou taal te gebruik. Want die Bybel sê, alle skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regstelling en tot onderwysing in die geregtigheid. Leer jou Bybel ken. Volgens 1 Petrus 2 vers 2 moet jy dit soos babas die suiwer melk van die woord begeer om te groei. Stap 2 is om jou te laat doop. Dis nie om hemel toe te gaan nie, want jy is reeds op pad, maar die Bybel sê dis 'n goeie idee. Nadat jy gered is. So sê die heel laaste vers in Matteus, en Jesus het gekom en met hulle gepraat en gesê, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan heen en maak disippels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Amen. Ek hou daarvan. En Jesus het self gewys dit is 'n goeie ding om gedoop te word. Dit staan geskryf en dit het gebeur in daardie dae dat Jesus van Nasaret in Galilea gekom het en deur Johannes in die Jordaan gedoop is. En toe hy dadelik uit die water opkom, het hy die hemele sien oopgaan en die Gees soos 'n duif op hom neerdal. 'n Stem uit die hemel het gesê, jy is my geliefde seun oor wie ek my verheug. Dadelik het die Gees hom die woestyn ingelei. So dit is Markus 1 vers 9 tot 12. Wil jy God behaag? Laat jou doop na redding. Jesus het toe sy bediening begin, volgelinge gekry en wonderwerke gedoen. Ek sien hoe God se krag lewensvinnig verander. Na die doop doen baie mense groot dinge vir God, so ek beveel dit aan. As jy voor jou redding gedoop is, soos baba doop, tel dit nie. Dit is nie 'n ware doop nie, want die Bybel sê dat doop eers plaasvind nadat jy weergebore is. Baie mense word dus weer gedoop. As dit jy is, dan is dit so. Ek sou sê ja, gaan na goeie kerk en laat jou weer doop, want die Bybel sê doop gebeur nadat jy gered is. Dit is 'n simbool van die dood, begrafnis en opstanding van Jesus. Dit simboliseer dat jy saam met hom sterf en opstaan as beeld van jou nuwe lewe in Jesus Christus. Baie mense word as herdoop. Dit is 'n normale eerste stap in 'n nuwe lewe na die ontvangs van redding. Ek sou dus sê, lees die Bybel, 'n goeie Bybel en laat jou doop en probeer om 'n goeie kerk te kry. Wat sê verlossing is 'n gratis gawe. As hulle sê bekeer jou van jou sondes, of jy kan jou pad werk, of sweer aan God dat jy nie meer 'n slegte mens gaan wees nie, of as hulle enigiets sleg sê soos dit, soos jy weet jy wil nie na so 'n kerk toe gaan nie. Jy wil na 'n kerk gaan waar hulle sê ek gaan hemel toe oor Jesus. Okay, wel, dankie vir al jou tyd. Ek is lief vir jou. Geniet die dag. Ek is bly vir jou. As jy die gratis verlossing ontvang het, pas dit op. Totsiens.